Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, so die ryk jong man het Jesus goed genoem. En Jesus het gesê niemand is goed behalwe God self nie. Nou, ek wil hê ons moet 'n bietjie vir 'n oomblik dink, hoe sal jy jouself kategoriseer? Hoe voel jy oor jouself? Wat sou jy van jouself sê? Sou jy sê jy's 'n goeie persoon? Ek gaan jou 'n oomblik gee om oor te dink. Sou jy sê, en eerlik te wees, sou jy sê jy is 'n goeie persoon? Ek dink as ons eerlik is, as ons reg eerlik is, dan sal ons sê, ja, ons het insecurities en ja, ons maak foute. Maar diep binne is ons werklik 'n goeie persoon. Ons dink ons is redelike goeie mense. Die probleem is, wat 'n maatstaf gebruik ons om te sê of ons goed is of nie? Wat is ons maatstaf? In vandag se teks gaan Jesus ons help om God se maatstaf gebruik, om God se maatstaf te gebruik om te bepaal of ons kan sê ons is goed of nie. Want ons wil weet wat God se standaard is vir die ewige lewe. Dit is belangrik vir ons om die konteks van hierdie gedeelte te verstaan. Ons spring hier in Markus 10 in en so dis vir ons belangrik om die konteks te verstaan sodat ons kan verstaan wat Jesus hierso sê. En so in die konteks van Markus 1 tot 8 het Jesus aan die disippels bewys dat hy die beloofde koning is, die beloofde verlosser koning wat die wêreld sou kom red soos wat God beloof het. Die disippels het saam met hom beweeg en die disippels het sien hoe hy bose geeste uitdryf, hoe hy siek mense genees. Verlede week was ons in Markus 2 en toe het Johan vir ons gewys hoe Jesus die lamman genees het om die punt te maak dat hy sondes kan vergewe. Sy disippels het gesien hoe hy op 'n geweldige storm, 'n vreesaanjaende storm, met 'n woord die see bedaar. En sy disippels het ook gesien hoe Jesus Jairus se dogtertjie uit die dood uit opwek. So sy disippels het sy mag eerstehands beleef. Hulle het geen illusie dat hy God se verlosser koning is nie. Daar's by hulle geen vraag daaroor nie. Wat hulle mee sukkel op hierdie stadium is wat se tipe koning Jesus is. Hulle sukkel om te verstaan wat Jesus kom doen. Hulle wil nie glo dat iemand met soveel mag moet sy lewe neerlê om mense te kan red nie. En hulle verstaan ook nie dat sy disippels, as hulle gered word, moet hulle kruis ook optel en hom volg en hulle lewens neerlê nie. Hulle verstaan dit nie. In hoofstuk 9, die disippels is al 'n geruime tydjie saam met Jesus, maar hulle verstaan dit nie, want in hoofstuk 9 probeer hulle nog uit te vind wie is die belangrikste. Hulle probeer te kompeteer om die belangrikste te wees. Hulle verstaan nie die koninkryk van God nie. In hoofstuk 10 vers 13 tot 16 wat Delien vanoggend vir ons gelees het, sien ons dat Jesus sê vir hulle, as julle nie na my toe kom soos nederige kinders, totaal afhanklik van my nie, dan kan julle nie deel hê in die koninkryk van God nie. En so dis die konteks waar binne die ryk jong man na Jesus toe kom en vir hom kom vra, wat kan ek doen om die ewige lewe te beerf? Vers 17 is die begin die insident waarby ons vanoggend gaan stil staan. En so kom ons lees dit saam. Vers 17 sê, toe Jesus uitgaan om die reis te hervat, hardloop daar iemand na hom toe, kniel voor hom en vra hom, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te kan erf? Nou, ons gaan vir 'n oomblik by hierdie man stil staan en so 'n bietjie sy karakter probeer verstaan. As ons kyk na wat ons kan leer uit hierdie teks uit, dan sien ons dat die man verstaan wat die belangrikste vraag is en hy verstaan wie die persoon is om dit voor te vra. Hy kom by Jesus aangehardloop en hy sê vir hom, wat kan ek doen om die ewige lewe te beerwe? Nou dis die belangrikste vraag wat mens kan vra. En hy het ook gesien, hy het waarskynlik gesien dat Jesus baie meer weet van die koninkryk van God as enigiemand anderste. So ons leer van die man dat hy's wys. Hy's wys om na Jesus toe te kom en hierdie vraag te vra. Lukas, hierdie insident is in meer as een van die evangelies, en so in Lukas se evangelie noem hy die man die ryk jong maghebber. En so ons weet van die groter konteks van die Bybel af dat hierdie ou het geweldige invloed gehad. Maar as ons mooi in die detail kyk in vers 17, dan sien ons die man het aangehardloop gekom en hy het gekniel voor Jesus. En so wat ons kan sien van die man is hy's nederig.
Hy is entoesiasties en hy is nederig. En die manier waarop hy met Jesus te werk gaan, kan ons sien, hy is mensvaardig. En so wanneer Jesus dan in vers 21 stip na hom kyk en hy sê vir hom, en die teks sê vir ons dat Jesus het hom lief gekry, dan weet ons, hierdie man is nie 'n verwaande hipokrit nie. Hy is nederig. Want Jesus was hard op verwaande ouens, maar Jesus is sag op hierdie ou. Hy kyk na hom en hy is lief vir hom. En so wat leer ons van hierdie ou? Ons weet hy's 'n opregte ou, ons weet hy's 'n nederige, wyse, suksesvolle, aangename ou. Ek dink as ons na hom sou kyk en ons meet hom met ons standaard, dan sou ons sê, hierdie is 'n goeie ou. Hierdie is so goeie ou soos wat jy kry. Ek dink meeste van ons sal dankbaar wees as ons seuns so sou uitdra soos hierdie ou. Hy's 'n goeie ou. En so Jesus kyk na hom en hy antwoord hom. Jesus kry hom lief en hy antwoord hom sodat hierdie ou kan verstaan hoekom goed nie goed genoeg is nie. Jesus help hom om te sien dat niemand goed genoeg kan wees om die ewige lewe te kry nie. En Jesus help hom ook om te sien waar sy hoop werklik is. En so Jesus help hom om God se standaard te verstaan in vers 19. Lees asseblief saam met my. Vers 19 sê hy, antwoord Jesus hom, jy ken nie gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig nie, jy mag nie bedrog pleeg nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord hom, meester, al die dinge het ek van jongs af nagekom. Sien, hierdie ou is genuine 'n goeie ou. Hy het selfs die gebooie onderhou. Ten minste in sy verstaan van die gebooie het hy die gebooie van jongs af onderhou. Maar Jesus help hom om te sien dat hy nie heeltemal die 10 gebooie verstaan nie. Sien, hy het waarskynlik nie in gedagte gehad dit wat Jesus in die bergpredikasie gesê het nie. Jesus het in Matteus 5 vir sy disippels gesê dat die wet is nie net 'n uiterlike ding nie, dis 'n innerlike ding. In Matteus 5 vers 21 het Jesus vir hulle gesê, julle het gehoor dat aan julle voorouers gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en wie moord pleeg is strafbaar in die reg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat kwaad is vir sy broer, is strafbaar voor die reg. Sien, is baie dieper as bloot net 'n oppervlakkige gehoorsaamheid. In vers 27 van Matteus 5 sê Jesus, julle het gehoor dat gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Sien, die man het waarskynlik sy amazing ou en hy het oppervlakkig het hy die gebooie onderhou. Maar in sy hart het hy geval, net soos elkeen van ons. En wat die ou eintlik ook moes doen, want dit is 'n goeie leermeester. Jesus help die ou om sy hart op 'n nog dieper vlak te sien. Want wat die ou moes agterkom is, Jesus het net die een kliptafel vir hom opgehou en vir hom gesê, jy ken die 10 gebooie. Hy het net die een kliptafel opgehou. Die een wat hy nie opgehou het nie, gaan oor God. Kom ons sit net die 2 kliptafels op, laat ons kan sien wat die verskil is tussen die 2. Die groen kant, die tweede kliptafel, gaan oor ons liefde vir ons medemens. Die blou kliptafel, die eerste een, gaan oor ons liefde vir God. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou gesneede beeld maak nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Sien, wat die jongman nie besef het nie, is sy hart was ver van God af. In sy hart het hy 'n ander God gedien. In sy hart was sy redding die feit dat hy 'n goeie ou was en dat hy vir homself kon sorg onafhanklik van God deur sy geweldige welvaart wat hy gehad het. Sy rykdom het hom verblind. Sy rykdom het hom blind gemaak vir wat hy werklik nodig gehad het. En hy besef dit nie en daarom help Jesus om te verstaan. Jesus sê in vers 21 sê die Bybel vir ons, Jesus het stip na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kort jy, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê en jy kom hier en volg my. Maar hy het neergedruk geword oor hierdie antwoord en bedroef weggegaan want hy het baie besittings gehad. Jesus het hierdie man gehelp om te besef dat sy skatte op aarde maak dat hy nie 'n skat in die hemel het nie. Verlossing vir hierdie ou sou wees om sy hart te draai van sy skatte op aarde na God toe. Weg van geld na God. En die hartseer ding is die ou sien nie kans daarvoor nie.
Hy het nie die moed om God te vertrou eerder as sy skatte nie. Nou as ek moet eerlik wees, ek verstaan die aantrekkingskrag van geld. Ek dink ons almal doen. Ek dink ons almal verstaan hoe sterk die aantrekkingskrag van geld is, want geld kan vir ons 'n veilige huis vir ons kinders kry. Geld kan ons help om vir ons kinders en vir ons gesinne baie opsies oop te maak. Geld help ons om nie te hoef te bekommer nie. Geld help ons met mediese dinge wat oor ons pad kom. Geld help ons. En geld help ons om die lewe te kan geniet in 'n klomp opsigte wat ons nie kan doen as ons nie geld het nie. En so natuurlik trek geld aan ons harte. Natuurlik. Maar geld is nie 'n redder nie. Geld is nie 'n god nie. Geld kan niks vir ons doen nie. Geld kan niks vir ons lewe doen. Dit kan nie vir ons lewe gee nie. Dit kan ons lewe in 'n sekere sin 'n klein bietjie makliker maak vir 'n kort tydjie, maar geld kan ons nie red nie. Inteendeel, geld kompeteer met ons redding. Geld maak ons blind. Geld maak dat ons harte op 'n ander plek is as by God. En so geld is vir ons 'n geweldige bedreiging. Geld kan vir ons 'n afgod wees. En afgode vernietig ons. Afgode help ons nie, afgode vernietig ons. En om agter geld aan te hardloop of om te lewe vir 'n ander afgod is om vir God te beledig. Dit is skandelik as ons God se geskenke hoër ag as homself. En so dis waarskynlik 'n goeie plek vir ons om vir 'n oomblik te stop en terug te gaan na die oorspronklike vraag toe en te vra: hoe doen ons? Hoe vaar ons? Is ons, as ons met God se kriteria na ons kyk, is ons goeie mense? Ek gaan net vir ons 'n vinnige opsomming gee van wat God se kriteria is. Markus 12 vers 30 sê die volgende. En hierdie is die manier waarop ons kan weet of ons goed genoeg is om die ewige lewe te beerwe. Markus 12 vers 30 sê: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So hier is die vraag: het ons God en ons medemens met ons hele wese lief? As ons eerlik is, nee. Nie een van ons kry dit reg nie. Nie een van ons kan dit doen nie en daarom is ons almal sondig. Ons is sondig, Jesus is reg. Niemand is goed behalwe God self nie. God self is wel goed. Want God het ons so lief en ons kort sy redding. Ons kort nie die redding, die tydelike verlossing wat geld ons kan bied nie. Ons kort ewige redding wat God ons kan bied. En so in vers 23 wonder die disippels, wie kan dan gered word? As hierdie ou nie gered kan word nie, wie kan dan gered word? En so kom ons lees vers 23. Jesus het toe om hom rondgekyk en vir sy disippels gesê: hoe moeilik is dit vir hulle wat rykdom het in die koninkryk van God? Hoe moeilik sal dit vir hulle wat rykdom het? Hoe moeilik sal hulle wat rykdom het in die koninkryk van God ingaan? Die disippels was verbuisterd oor sy woorde. Jesus sê toe vir hulle: kinders, hoe moeilik is dit tog om in die koninkryk van God in te gaan? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk mens om in die koninkryk van God in te gaan. Jesus se punt is eenvoudig en is duidelik. Rykdom maak dit moeiliker om in die koninkryk van God in te gaan, omdat rykdom 'n vals god is, omdat dit 'n mate van verligting vir ons bring. Maar die disippels sukkel verskriklik om hierdie te snap, want vir die disippels is die ryk jong man die persoon wat gered kan word. Hy is die persoon wat goed lyk en hy is die persoon wat God se seën duidelik beleef van hulle perspektief af. Dit gaan goed met hom. Hoe op aarde kan God nie gelukkig wees met hom nie? En so vers 26 sê, die disippels was heeltemal uit die veld geslaan en het vir mekaar gesê: wie kan dan gered word? En Jesus het stip na hulle gekyk en gesê: by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alles moontlik. Kom ons let wel. Daai vers 27 lees effens vreemd. 3 keer sê hy by God. Hy sê nie vir God nie. Hy sê nie vir God is niks onmoontlik nie. Hy sê by God is niks onmoontlik nie. By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alles moontlik. Die stelling is waar dat alles vir God moontlik is.
Maar dis nie die punt wat Jesus hierso maak nie. Jesus maak die punt dat by God is alles vir ons moontlik. By God is alles vir ons moontlik. Die ewige lewe is by God vir ons moontlik. By God en in 'n verhouding met hom kan ons die mense wees wat God ons geroep het om te wees. 'n Verhouding met God, om God te ken, is die ewige lewe. Johannes 17 vers 3 sê die volgende: En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en ook hom wat U gestuur het. Om God te ken is die ewige lewe. Die van ons wat God ken, beleef reeds die ewige lewe. Ons ervaar reeds die ewigheid soos wat ons na God toe kom in gebed en ons harte voor uitstort. Soos wat ons vanoggend sing en ons hart voor hom uitstort. Ken ons reeds die ewigheid. Ons proe dit reeds. Dis al reeds vir ons in 'n mate 'n realiteit. By God en in verhouding met hom kan ons hartseer genesing voorvind. God kan ons, soos wat ons na hom toe kom, genees. By hom kan ons genesing beleef en kan ons hoop. By God, soos wat ons tyd met hom spandeer, kan ons groei en kan ons verander. By God is ons veilig. Ons is veilig vir alle ewigheid, of ons nou alles verloor, selfs ons lewe. By God is ons veilig. By God is die dood slegs 'n deur na sy wonderlike teenwoordigheid toe. En by God kan ons medemens ook lief hê, soos wat hy ons geroep het om dit te doen. Sien, wanneer ons God se liefde ken en ervaar, is dit vir ons moontlik om mense lief te hê op 'n baie dieper manier as wat ons in ons eie in staat is om dit te doen. God se liefde en die manier waarop dit ons vrymaak en die manier waarop dit ons vervul, help ons om ander mense lief te hê op 'n manier wat hulle nie verdien nie. En dit is waartoe God ons roep. By God en in 'n liefdevolle verhouding met hom is alles vir ons moontlik. Nou, as jy 'n Christen is en dit is nie jou ervaring nie en dit is min van ons ervaring, dan het ons nodig om ons skat wat ons in die hemel het beter leer ken. Dis wat nodig is vir ons. Ons het nodig om God beter te leer ken. En vir my persoonlik, ek dink die manier waarop ons God beter leer ken, en ek dink is geback deur die Bybel, is deur geloof en bekering. Geloof en bekering, daaglikse geloof en bekering waar ons terugdraai na God toe, soos wat ons harte wil wegdraai, soos wat ons terugdraai na God toe, leer ons God se goedheid en sy getrouheid en sy liefde beter ken. En ons verdiep in ons geloof met God, vir God, soos wat ons met hom praat. Gebed is die ding wat ons verdiep in ons verhouding met God. Gebed is vir ons almal moeilik. Gebed is op die beste van tye 'n moeilike ding en ons het die Gees se werk in ons lewens nodig. Maar gebed is baie beter baie keer wanneer ons saam bid. Ons het mekaar nodig om saam te bid. Ons het vriende nodig vir wie ons kan sê, maar ek sukkel om te vertrou dat God goed is. Ek is angstig, ek is bang, ek is hartseer. Ek is kwaad. Kom ons bid daaroor. Help my om dit na God toe te bring, sodat ek sy liefde kan ervaar, sodat ek kan groei en verdiep in my geloof. Sien, dit is 'n gebed wat ons groei in ons verhouding met God, en dit is 'n bekering. Dit is soos wat die Gees sy lewe, soos wat ons bid, en die Gees sy lewe in ons, sy vinger in ons lewe indruk, en hy vir ons bewus maak van areas waar ons harte wegdraai van God af. Dis in daai oomblikke wat ons God waardeer. Dis soos wat ons terugdraai na hom toe en sy genade ontvang, wat ons liewer raak vir God en wat ons besef wat ons aan God het en wat ons in 'n verhouding met hom het. Dis soos wat ons in geloof en bekering elke dag na God toe terugdraai, wat ons besef dat ons by God is en dat hy by ons is. Soos wat ons harte toelaat om weg te draai en soos wat ons investeer in hierdie wêreld en nie in die koninkryk van God nie, is dit asof ons geloofslewe bloei. Dit bloei lewe uit ons uit. Ons het nodig om ons oë op God gerig te hou en ons harte na hom toe te draai. En een van die maniere waarop ons as Christene kan veg teen die skatte van hierdie wêreld is om fisies en letterlik in God se koninkryk te investeer. Om die skatte wat hy aan ons toevertrou te vat en in sy koninkryk te investeer, sodat ons nou reeds, hier en nou, ons harte in sy koninkryk kan investeer.
Daar's baie maniere waarop ons in God se koninkryk kan investeer, maar dis een van die maniere om God se vrygewigheid te sien as vrygewigheid en vrygewig te wees teenoor hom in hierdie lewe. In die proses blaas God nuwe lewe in ons verhouding met hom in. In die proses leer ons hom beter ken en waardeer. Vir die van ons wat nie Christene is nie, of wat onseker is, of jy jouself 'n Christen sal noem. Hierdie ou vra die regte vraag. Hy's 'n wyse ou. Hy vra wat kan ons doen om die ewige lewe te beerf? Ek dink is duidelik, daar's niks wat ons kan doen nie. Ons kan nie goed genoeg wees nie. Ons het 'n probleem, daar staan sonde tussen ons en God. En dis 'n probleem. En dit is hoekom Jesus reg deur die boek van Markus vasberade was om by Jerusalem uit te kom, om by die kruis uit te kom. Sien, Jesus moes gaan doen dit wat ons nie kan doen nie. Jesus moes vir ons die ewige lewe gaan beerf het. Vers 32 sê, terwyl hulle op pad was om na Jerusalem op te gaan, het Jesus voor hulle uitgeloop. Die disippels was verbaas en die wat hulle gevolg het, was bang. Hy het die 12 weer op sy geneem en begin om vir hulle te vertel van die dinge wat met hom gaan gebeur. Kyk, ons gaan na Jerusalem. Die seun van die mens sal aan die leierpriesters en die skrifkenners oorgelewer word en hulle sal hom ter dood veroordeel en aan die heidene oorlewer. Hulle sal hom bespot, op hom spoeg, hom gesel en hom doodmaak. Maar na 3 dae sal hy opstaan. So Jesus was vasbeslote om by die kruis uit te kom, want hy wil God se gebod onderhou. Hy wil God bo alles lief hê en hy wil sy medemens selfopofferend lief hê. En by die kruis het hy dit gedoen. By die kruis het hy sy perfekte lewe vir ons neergelê, sodat ons in sy oorwinning kan deel. Sodat ons sonde, die van ons wat in God vertrou, wat in Jesus se opoffering vertrou, skoon gewas kan wees. As God na ons kyk, as God na die kyk wat in Jesus vertrou, dan sien hulle Jesus se perfekte lewe. Dan sien hulle iemand wat God nooit geminag het nie en wat sy medemens nooit stief hanteer het nie. Wat altyd gehoorsaam was. As ons in Jesus vertrou, dan is dit hoe God ons sien. En dan kan ons met totale vrymoedigheid by God wees. Dan is ons by God. Soos wat vers 5 sê het, ons kan niks doen nie, maar ons kan soos kinders in totale afhanklikheid en nederigheid God se geskenk ontvang. Vers 15 sê, amen, ek sê vir julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal beslis nie daarin gaan nie. Sien, om by God te wees, om in 'n verhouding met hom te kan wees, aan die een kant kos dit ons niks nie. Daar's niks wat ons kan doen nie. Jesus het alles reeds vir ons gedoen. Maar aan die ander kant kos dit ons alles. Want nou, as ons Jesus vervolg as ons verlosser en koning, dan lewe ons nie meer vir onsself nie. Dit kos ons hele lewens, want ons lewe nou vir Jesus en vir sy koninkryk. En dis radikaal. Dis geweldig radikaal om so te lewe. En die disippels verstaan dit. Hulle verstaan wat Jesus sê en daarom vra Petrus in vers 28. Vers 28 sê hy, kyk, het alles agtergelaat en u gevolg. Jesus het geantwoord, amen, ek sê vir julle, daar's niemand wat huis en broers of susters, moeder, vader of kinders of grond ter wille van my en ter wille van die evangelie agterlaat en nie nou in hierdie tyd 100-maal soveel sal ontvang nie. Huise, broers en susters, ma's en kinders en grond en vervolgings daarmee saam. En in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Sien, die Christenlewe is 'n radikale lewe. Dis 'n radikale lewe, dis 'n onderste bo lewe, maar dis 'n ryk lewe. Dis 'n lewe waar God ons op geweldige maniere seën, net nie noodwendig op maniere wat ons altyd besef nie. Maar een van die primêre maniere waarop God ons seën, is deur vir ons mekaar te gee. Mekaar. Dit is wat in vers 30 staan. Huise, broers en susters, ma's en kinders en grond en vervolgings daarmee saam. Maar dit is 'n baie groot manier waarop God ons in hierdie lewe 100 keer meer gee as wat ons prys gee. Deur mekaar. Nou mekaar voel nie altyd so wonderlik nie. Ons maak mekaar seer, ons is sondig. Maar daar is tye, en kan ek maar net eerlik sê, ek is baie lief vir mekaar
En baie dankbaar om deel van hierdie geloofsgemeenskap te kan wees. En ek is besonder dankbaar in hierdie seisoen waarin ons nou is om deel van hierdie geloofsgemeenskap te kan wees. By Vrydag se gedienis was dit tasbaar hoe lief God vir hierdie gemeente is en hoe goed hy vir ons is. En die manier waarop daar soveel mense was wat hulle lewens neergelê het vir Groewe. En dit was so duidelik sigbaar dat Groewe sy lewe neergelê het vir die mense rondom hom. God is goed vir ons wanneer ons dit kan sien, wanneer ons dit kan proe en wanneer ons 'n voorsmaakie van die ewigheid kan hê hier op aarde. En dit is wat God vir ons gee. Hy gee vir ons mekaar. Hy gee vir ons die vermoë om die ewigheid nou reeds hier te proe, soos wat ons 'n gemeenskap van mense is wat vir hom lewe en wat hom graag eerste wil plaas in ons lewens en wat bereid is om ons lewens vir mekaar neer te lê. Ek sluit vir ons af. Die jongman, die wyse jongman het gevra wat kan hy doen om die ewige lewe te kry? En die antwoord is hy kan nie goed genoeg wees nie. Wat vir hom aan die pad staan is sy skatte in hierdie wêreld. Wat hy gesukkel het op daai stadium en kom ons hoop hy het later in sy lewe tot sy sinne gekom, maar wat hy gesukkel het om te doen is om sy hart te skuif van dit wat vir hom kosbaar was in hierdie wêreld na dit wat kosbaar is in die hemel. Hy het gesukkel om God lief te hê en Jesus te volg en Jesus se opoffering vir hom te vat as 'n geskenk. En ons moet, soos wat ons vanoggend hier staan, as ons Christene is, kom ons investeer in ons skatte in die hemel. Kom ons hou op om ons lewens af te lê vir 'n lewe wat hier en nou is en wat geweldig verganklik is, soos wat ons bewus is van. Hierdie lewe is geweldig verganklik. Kom ons investeer in die lewe wat kom. En vir die van ons wat onseker is, hoekom kom ons nie na God toe nie? Hoekom praat ons nie met hom nie? Lees sy woord, praat met hom in gebed, jy kan. Vra hom om homself aan jou te openbaar en vra hom om jou te help om te sien hoe goed dit is om by hom te wees. Vra hom om sy seun se liefde joune te maak. Kom ons vra dat God dit sal doen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir u woord. Ons dankie vir herinnering van die goedheid uit die woord uit. En Vader, ek wil vra dat u deur die Gees in elkeen van ons harte sal werk. Sal u asseblief vir die van ons wat u ken, help om na u toe te draai, daagliks. Sal u ons help om nie in die wêreld te investeer nie soos wat die storms ons tref en die lewe vir ons moeilik is. Help ons om nie agter ander gode aan te hardloop en weg te draai van u af nie. Help ons om na u toe te hardloop. En ontmoet ons, Vader. Ontmoet ons gebroke pogings om u lief te hê. Ons pleit by u, werk asseblief deur u Gees in ons harte en help ons om u goedheid te ervaar. Help ons om te beleef dat ons by u is en dat by u is alles moontlik vir ons. En Vader, ek wil bid vir die wat u nie ken nie, sal u uself aan opregte mense openbaar. Sal u harte na u toe draai, sal u nuwe lewe in mense inblaas en sal u ons help, ons almal help om u goedheid in u seun aan ons te sien en te verstaan en lewenslang te waardeer. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.